van Jesus. Here vir ons gegee is in die hemel. Die engel het gesê met hom Jesus. Here ons noem hom Jesus. Hy is die koning, waar al die konings. Hy is die Here van die leefskade. Hy is vanmôre, Here, die opperherder van my siel. Hy is vanmôre Skepper God almagtig. En hy is vanmôre waardig. Hy is vanmôre waardig. Die naam bo elke naam. Die naam van Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Ek wil die prys vir die naam van Jesus. Sy naam is vanmôre Jesus. Dink jy dan vanmôre spreek die Here dat ek nie weet van jou moedeloosheid nie? Dink jy dan vanmôre spreek die Here dat ek nie weet dat jy moeg is en dat jy wil opgee nie? Weet jy dan nie vanmôre spreek die Here dat ek alreeds vir jou die weg oopgemaak het en dat jy sal lewe hê en oorvloed van lewe? Weet jy dan nie dat my oog nog steeds op jou is nie? Ja, spreek die Here, jou moederhart is stikkend vanmôre. Maar ek is nog steeds die groot geneesheer. Ek is nog steeds die een wat 'n moeder se hart kan toevou en herstel en genees. Weet jy dan nie vanmôre dat ek jou moederhart gesien het, nie spreek die Here? Weet jy dan nie dat ek die een is wat jou opgerig het en jou gehou het tot vandag nie? Waarom sal ek dan vandag besluit om jou te los?
Al dink jy dit lyk nie, of iets verander nie, ek is nog steeds die een wat in beheer is, en jou moederhart lê in die holte van my hand, spreek die Here. Ek sal die moederhart toevou, en ek sal die moederhart genees. En dit wat jy wegsteek, sien ek vanoggend, spreek die Here, en ek sal vir jou 'n God wees, en ek sal jou hart toevou, en jou hart genees, en liefde gee, spreek die Gees van die Here vanmôre. Halleluja. Vader, my God en Skepper, Here, as jy die mens hart kan sien, dan bly jy God. En ek wil nie vanmôre vra, Here, om die moederhart te kom doen, wat jy vanoggend beloof het wat jy. Here, ek wil nie vanmôre vertrou vir hierdie moederhart, Here, dat God vir hulle iets sal doen. In die naam van Jesus Christus, die Here die in Jesus naam. Die kinders van die Here sê vanoggend amen. En ek gaan vanmôre 'n laaste uitnodiging maak as die diens verby is vir hierdie moederharte. Want daar is iets wat breek in 'n vrou se hart. Daar is iets wat breek in 'n moederhart, wat 'n mens, 'n man en 'n kind nie genees nie. Dis God en God alleen wat 'n moederhart se verlange en se seer genees. Daarom moet ek vanmôre kind van die Here, voor ons begin met die diens, daarom moet ek daai moeders vra om nou uit te kom. Want ek weet jy is hier vanoggend. Weet, daai moederhart is vanmôre hier. Here, jy weet, as die moeder se hart breek, anderste. Jy weet, Here, moeder se hart breek anders. Dis vrouens vanoggend wat hier staan, wat se harte bitterstukkend is. Vrouens wat vanmôre hier staan, wat se harte bitterstukkend is. En ek wil jou vra om vanoggend saam met my te bid, kind van die Here. As ek 'n pastore vra, die ouderlinge om te kom bid saam met my, dat die Here tog maar net vir die mense sal doen, wat ek as mens nie kan doen. Net God, dat 'n vrou se hart kan sien en herstel. Dis net die Here. Ek wil vra dat julle saam met my kom bid, pastore, ouderlinge, as Here hierdie harte genees vanoggend.
Here, die vrou wandel 'n pad reg met die Here. Here, sy het nog so lank getrou aan God. En ek bid U vanmôre, Here, U wat in die hart ken, U wat in die hart sien, Here, dat U tog die begeerte van hierdie moederhart, Here, hierdie moederhart, haar kinders, in die naam van Jesus, dat die Here vir ons sal gee, begeerte vermoord van haar hart. Die Here die begeerte van die moeder se hart sal gee, en dat die waarheid by God sal sien. Dat hulle die waarheid sal sien, Jesus leef. En ek prys U vanmôre, ek eer U vanmôre, die hart die verby gestap het, die loof gestap het. Prys U, Jesus Christus naam. Ek weet, ek het my ma baie grys hare gegee, voordat ek die Here aan besoek. Ek twyfel nie eers oor dit, want sy het reg vir my gesê ek maak haar oud. En nog steeds is daar niks wat die moeder aan kon keer om aan te bid. Soms sal die mans vir mekaar sê, weet jy wat, dat hulle leer, dat hulle koppe staan, en hulle is nog jong, dat hulle pad vat. Maar 'n ma se hart en 'n moeder se hart lyk net anders. 'n Moeder se hart kan net nie stop. En ek wil die Here eer vanmôre, dat God ons almal verskillend gemaak het. Ek dank die Here, dat die hart van 'n moeder klop anders. Die hart van 'n moeder klink anders. My oog vang nou maar vanaf vir Roan en vir Vanessa, en ek weet sy het langs hom gebid, so 'n moeder hart klop anders. Dit is net so. Ek kan nie verby dit kom nie. En ek wil die Here prys dat ek nie 'n moeder hart het. Want 'n ma aanvaar baie dinge makliker as 'n man. Ek wil nog baie keer so 'n bietjie moeilik wees. 'n Ma se hart lyk net anders. Kom ons kyk net hier voor ons. Vader, baie dankie dat ons almal verskillend is. Here, baie dankie dat ons as mens nie een dieselfde is as die ander nie. En dat God ons uniek gemaak het. En dat die Here iets besonders in 'n vrou gedoen het, wat hy nie in 'n man gedoen het. Here het 'n moederhart en 'n vrou gedeponeer. 'n Hart wat klop soos 'n vrou se hart klop, Here. Net nie verstaan presies die verlange van hierdie hart. En ek wil U eer vandag en prys dat U self met hierdie hand, Here, die vrou geformeer het in die rib van Adam. Here, dat U self betrokke was toe U haar gemaak het. En sy baie besonders vir God is. 'n Vrou, Here, hierdie vermoë om baie dinge by mekaar te hou. En ek prys U daarvoor vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. En amen. 'n Vrou kan baie dinge vat. En dit baie meer vermoë as wat ons baie keer besef. Maar ek wil vanmôre die week wat ons gehad het afsluit met die Here. En vir my was dit 'n absolute besonderse week gewees. Ons dag gister op die berg, en ek glo julle vrouens het ook dan 'n goeie dag met die Here gehad omdat gister daar was. Vir ons as manne gister by die berg was 'n besonderse dag gewees. En Vrydagoggend 'n besonderse diens vir my as mens persoonlik. En dan moet ek eerlik wees as ek moet teruggaan na Woensdag aand se bediening. Dalk een van die besonderste ontmoetinge wat ek met die Here gehad het. En dis iets wat ek absoluut nooit in my lewe sal vergeet. Vir my as mens was dit werklik waar iets besonders geweest. En vir elkeen van julle wat Woensdag aand hier was, wat
my toegelaat het vir die manne van die vrouens dan om te doen wat ek gedoen het en wat my vrou gedoen het. Baie dankie dat jy ons die kans gegee het om dit ook te kan doen. En as jy wil weet wat gebeur het, ek het pastoor Daniel van praat met hy sê alles. Ek wil in jou Bybel vir my blaai na Matteus hoofstuk 28. So ek sukkel die laaste ruk so 'n bietjie om te sien. So ek is eintlik veronderstel om 'n bril te dra, maar die bril maak dit vir my te moeilik as ek vir julle kyk en ek gebruik hom om te lees. So as ek nou afkyk en ek lees, dan sien ek duidelik as ek opkyk dan lyk almal vir my ver. So ek sit my bril op die stadium. So as ek so 'n bietjie sukkel en ek dink ek het laasweek 'n paar versies ergens gemis en Niels het vir my gesê ek het laasweek 'n paar verse gemis, staan net by. Amen. En dan die een ding, jy moet my lief hê. Amen. Ek kom op my smaak. Die opstanding van Jesus Christus is nie net 'n geskiedkundige gebeurtenis, maar die waarheid. So ons het gegaan die laaste week van die kruisiging tot Jesus gister in die graf en dan op 'n dag soos vandag, op die dag van die Here. Johannes skryf in die boek van Openbaring, ek was in die Gees op die dag van die Here. Die dag van die Here is 'n Sondag, want die Here het op 'n Sondag opgestaan. Daar's baie mense wat sê dat as kerk gehou moet word op 'n Saterdag, want die Joodse gebruike was die Saterdag, die Sabbatsdag. Vir my as kerk het Jesus op 'n Sondag opgestaan. So elke keer as jy kerk toe kom op 'n Sondag, aanvaar jy nommer 1 die opstanding van Jesus Christus, want dis hoe ons op Sondag kerk het, nie op Saterdag. En elke keer as jy kerk toe kom, dan aanvaar jy dat dit 'n dag van die Here is. Amen. So elke Sondag as jy by die kerk is, dan aanvaar jy en jy openbaar dat Jesus Christus het op hierdie dag opgestaan, maar ons onthou sy opstanding deurdat jy kerk toe kom. Jy kan sekerlik nie kerk toe kom vir 'n dooie mens. Jy kom kerk toe want hy leef net opgestaan. Amen. Matteus 28 wil ek lees vanaf vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word teen die eerste dag van die week, dit is natuurlik die Sondag, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan. Hierdie twee Marias, die een Maria was die moeder van Jakobus en Joses, die ander Maria is natuurlik die vrou waaruit Jesus 7 duiwels gedryf het. En hulle was albei navolgers van Christus gewees. En hulle kom om na die graf te gaan kyk. En toe hulle by die graf kom, sê die Bybel in vers 2, en daar kom 'n groot aardbewing. En die Bybel gee die rede vir die aardbewing. Want 'n engel van die Here het uit die hemel gekom, neergedaal en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. So wat ek wil in kennis neem vandag, is dat daardie woordjie engel in die Griekse taal is angelos. Angelos beteken boodskapper. So God het 'n boodskapper na die aarde gestuur. En as jy gaan kyk in die boek van Openbaring, in hoofstuk 2 tot 3 word die boodskap of die woordjie angelos baie gebruik wanneer Johannes skryf aan die engel van die gemeente. Die 7 briewe, die 7 gemeentes in Asië, almal begin sê aan die boodskapper of die engel van die gemeente. Dit beteken dat God 'n boodskapper voor 'n gemeente gestel het. Ek is dan tegnies vandag die engel van die gemeente. Ek is nie 'n engel nie, maar die Griekse woordjie angelos, boodskapper, word hier ook gebruik. So God het op daardie dag, toe Maria Magdalena en Maria by die graf kom, het die Here 'n boodskapper uit die hemel gestuur. Daardie boodskapper het sekere dinge gedoen.
Terwyl ek in die laaste paar dae besig is met die boodskap wat ek voorberei, is dit die eerste keer in my lewe dat ek dit sien soos wat ek dit in my hart ontvang. En dalk leer jy vanoggend iets saam met my. Daar het 'n boodskapper uit die hemel gekom. Die eerste ding wat die boodskapper gedoen het, hy het die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Met daai simboliek wat hier plaasvind, in hierdie tyd wat Jesus begrawe was, sou jy nie 'n toegraf gekry het as daar nie 'n persoon in die graf was. So die oomblik toe die boodskapper van God uit die hemel uitkom, en daar moes 2 engele gewees, ek net nou al vir julle sê. Toe die boodskapper uit die hemel uitkom, die eerste ding wat hy gedoen het, is hy die klip weggerol. Want daar is nie meer 'n dooie in die graf. Johannes 3 sê Johannes die volgende, hy sê 'n mens kan niks aanneem uit die hemel, mens kan niks aanneem as dit nie uit die hemel vir jou gegee is. So die boodskap wat die engel mee aankom, is onmiddellik 'n boodskap van openbaring. Skuif die steen weg, want hy is nie meer in die graf. Nou, as jy reg onthou, toe Jesus opgestaan het uit die dood, was die disippels in die boorkamer. En die Bybel sê dat die deur was gesluit gewees. Toe verskyn Jesus in hulle midde. Dit beteken dat hy reg deur die muur as die verheerlikte seun van God in die vertrek ingestap het. Hy kon sekerlik dan ook reg deur die steen wat voor die graf gelê uitgestap het, sonder 'n probleem. Maar dit gaan nie oor dit. Dit gaan oor die boodskap wat die engel dra. Ek gaan die steen wegrol, want hierdie graf is leeg. Daar is niemand binne die graf. Dan gaan die Bybel aan in vers 3. En sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Nou, watter wagte, as jy net terugkyk na Matteus 27 vers 62, gaan ek vir julle net 'n klein stukkie lees. Die volgende dag, dit is die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleider, dis Jesus, toe hy in die lewe was, gesê, oor 3 dae staan ek op. Gaan dan bevel, gee dan bevel dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat die disippels nie miskien in die nag kom en hom steel, en vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode. En die laaste dwaal sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry, gaan verseker dit, soos julle dit verstaan. So Pilatus het vir hulle 'n wag gegee. Nou die Griekse woordjie is tereio, vir wag. Dit beteken nie een persoon. Dit beteken dat hulle 'n groep gekry om die graf op te pas. So wanneer die Bybel hier sê in Matteus 28 vers 4, en uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword, beteken dit dat almal wat aangestel was om die graf op te pas, het stil gestaan en kon nie beweeg nie. Hulle het soos dooies geword. En dan gebeur nou iets interessant, want Maria Magdalena en die ander Maria het ook by die graf aangekom. Nou wil ek iets weet. Die engel het met hulle begin praat, met Maria Magdalena en met Maria. Waarom het hulle nie ook soos dooies geword en gevrees vir die engele, soos die wagte? Jy sien hierdie boodskapper, hierdie engel, het met 'n boodskap gekom. En toe die vrouens hom sien, toe kom die eerste boodskap, wat vir ons as kerk ook vanmôre iets moet beteken. Wat is die eerste boodskap wat die engel van Maria Magdalena Maria gesê het? Die eerste woorde, moenie vrees nie. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. In Josua 1 vers 9 het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. So toe hierdie engele opdaag, was dit die boodskap
steen weggeroep. En toe die tweede boodskap wat hulle bring, is moenie vrees nie. En nadat hulle dit vir die vrouens gesê, sê hulle die volgende. Lees saam met my, vers 5. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie. Hier kom 'n openbaring. Want ek weet, julle soek Jesus, wat gekruisig is. Matteus 7 vers 7 sê die volgende. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Psalm 27 vers 8, van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Jeremia 29 vers 13. En julle sal my soek en my vind, as julle na my vra met julle hele hart. Vrouens wat die graf aangekom het, ons is engele van God. Ons het die steen kom wegrol. Die eerste ding wat ek vir julle wil sê, julle moet nie vrees nie. Want ons weet julle het hom kom soek. En omdat ons weet julle het hom kom soek, weet ons julle gaan hom vind. Die volgende boodskap wat die engel gee, lees saam met my vers 6. Hy is nie hier, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Hier kom iets wonderliks. Die engel sê die volgende, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Ek wil vra vanmôre, is daar nog enige gemeentes wat die vrymoedigheid het om mense uit te nooi, kerke wat sal kom sê, kom kyk hier by ons, is die graf leeg, die gaan hom nie hier vind dood nie, die gaan hom lewendig vind. Want dis die boodskap wat die engel mee gekom het. Die engel het gekom om die steen weg te rol, te wys die graf is leeg. Die engel het gekom en gesê, ons mag nie vrees nie. Toe sê die engel, kom kyk hier binne, want hy is nie dood nie, die graf is leeg. En toe die vrouens instap, al wat hulle gesien het, is die doodsdoeke van Jesus Christus opgevang. Soos 'n meester wat by 'n tafel sit, julle weet van die verhaal, weet julle nie. Maar wat by 'n tafel sit, is hy klaar geëet het en hy kom terug vir die res van die ete, dan vou hy die doeke netjies op, en hy plaas dit by die kopstuk. Dan maak die diensknegte nie die tafel skoon nie, want ons weet, die meester gaan terugkom. En dis presies hoe die vrouens die doeke van Jesus gekry het, netjies opgevang by die kopstuk, want hy gaan terugkom. Die engel het gekom, die steen weggerol, as bewys vir die Jode dat die graf leeg is. Die engel het gekom en gesê, moenie vrees nie. Die engel het gekom en gesê, julle wat ons soek, julle moet kom kyk, die graf is leeg. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode. Gaan voor julle uit in Galilea, daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit julle gesê. So die engel het gekom met 'n opdrag. En ek en jy het daardie opdrag ontvang uit Maria Magdalena en ander Maria se monde, omdat hulle die boodskap ontvang het by die engel. En Christus het daardie boodskap bevestig toe hy vir hulle gesê het, gaan dan heen en vertel my disippels presies wat julle gesien het. En terwyl ek besig was met die afsondering en voorbereiding, het die Gees van die Here met my begin praat van die Here. Daar is 'n paar dinge wat ek vanmôre vir julle wil doen met betrekking tot die laaste 3 dae van Jesus se lewe op aarde. In die boek van Genesis sê die Bybel vir my dat God het die mens geskape op die 6de dag. As ek hierdie kruisigingspad vat van Jesus, en ek aanvaar dat die eerste dag van die week 'n Sondag is, en ek tel die dae af, dan sal ek agterkom, Sondag is die eerste dag, en Vrydag is die 6de dag. Almal met my. Soos wat God die mens op die 6de dag geskaap het, het Christus aan die kruis, 'n werk aan die kruis begin op die 6de dag, wat spesifiek vir die mens bedoel is. Daar is verlossing op die 6de dag van die lydingsweek van Christus weer bewerk aan die skepsel van God. God het die mens op die 6de dag geskape en Christus het op die 6de dag van die lydingsweek
weer verlossing vir my en jou bewerk. Op die 7de dag in die boek van Genesis sê die Bybel dat God gerus het. En ons weet nie baie van daardie Saterdag wat Jesus in die graf was nie, daar word nie baie gepraat oor dit. Want jy sien die werk wat hy kon doen het, was alreeds die Saterdag voltooi gewees. En die 7de dag wat die Saterdag was, sou Christus in die rus van sy Vader ingegaan het. Maar nou gebeur daar iets. En ek wil my gaan na Genesis 1 toe. Op die 7de dag is die werk voltooi wat die mens sal verlos. Op die 7de dag het Christus in die rus van die Vader in beweeg wat die werk is voltooi. Genesis 1. Kan ek maar vir jou lees. En daar is 'n paar dinge wat ek vir julle moet vanmôre net aanvaar en glo as ek dit vir jou sê. Amen. Ek beloof ek gaan nie vir jou. Toe God in die begin, voor die skepingsverhaal wat jy hier sien, het God 'n aarde gemaak. Daardie aarde onderwerp aan Satan. Satan is aangestel as God van hierdie wêreld. En toe gebeur dit dat Satan 'n derde van die engele uit die hemel kry saam met hom om te rebelleer teen God. En toe besluit die Here dat hierdie skepping wat Adam gaan oor die Satan gaan oorheers, gaan hy nie meer van hom gee oor te heers. Toe doen God die volgende. Hy vat die skepping, hy druk alles in mekaar as ek so met my hand kan maak. En die hele skepping word toegevou met water. Die skepping wat ons hiervan lees in Genesis is die herstel van die eerste aarde. Vir die moet dit aanvaar vanmôre kind van die Here. So daardie eerste aarde wat by Satan gevat is nou toegevou in water. Nou sê die Bybel, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Tussen vers 1 en vers 2 het daar 'n periode verbygegaan wat ons nie weet hoe lank dit is. Maar God skep nie dinge wat woes en leeg is. Vers 2, die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En ek wil jy moet vandag iets verstaan. Toe Christus in die graf lê, was die graf ook woes en leeg gewees. Daar is nie lewe in die doderyk. En op hierdie stadium in Genesis was daar ook nie lewe gewees nie. En terwyl die Gees van God deur die doderyk beweeg, toe verstaan die Gees van God, daar is hy, die Seun van God, wat ek gaan opwek. Daardie selfde Gees het op die aarde gesweef, en toe sê die Here God Almagtig, laat daar lig wees. En toe Christus, die Gees van hom wat Jesus opgewek het, op hom neerdal, toe word hy uit die duisternis opgewek as die lig van die wêreld. Johannes 1 sê die volgende, in die begin was die woord was by God, die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. En hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. Jy sien, my dag 1 begin op 'n Sondag, want toe die skepping geopenbaar is, dag 1 het God die lig gegee. Christus het die lig van die mens geword. Aanvaar jy dit vanmôre kind van God? Dit wat ek dalk gesê het vir baie mense is nie dat dit die tweede skepping is waarin ons leef. Die eerste skepping is toegevou gewees. En as jy vandag na die aarde gaan kyk en jy trek die kontinente uit mekaar uit, lyk alles as hulle mekaar in pas. Dit het so opgeskeur met die tweede skepping. Terwyl ek besig is met die Here die laaste week, het hierdie gedeelte my hart opgekom. En ek wil graag weer vir julle lees Matteus 28 vers 3. Jy kan iets my sê as jy daar is. Daar het 'n groot aardbewing, en daar kom 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het in die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggeruim.
daarop gaan sit. Ek het vasgehou by die opening wegrol, die steen van die opening. En terwyl ek gaan kyk na daardie wegrol, het ek op 'n Griekse woord afgekom, en ek wil dit vir julle lees wat ek hier vir myself geskryf het. Die Griekse woord is apokoulio. En apokoulio het ek al ergens gehoor. En as jy blaai in die boek van Openbaring in die hoef, begin die boek van Openbaring en sê die Openbaring van Johannes. Daardie woord die Openbaring is apokalypsis. Hierdie apokoulio en apokalypsis grens baie naby aan mekaar. En ek het 'n studie gaan doen oor die twee woorde. Die een woord in Openbaring het te doen met 'n geestelike openbaring. Die tweede woord waar die engel die steen weggerol het te doen met 'n fisiese aksie. En terwyl ek besig is, vra ek, Here, maar hoekom sien ek hierdie dinge soos wat ek dit sien? En hoekom moet ek vanmôre stil staan? En teruggaan na die steen toe. En die Gees van die Here het my gepraat en vir my gesê, dat soos wat die steen weggerol was daardie dag, sal die Gees van God vanmôre kom en 'n steen uit jou lewe uit wegrol. En jy sal sien dat Jesus leef. En ek sê, Here, is dit so? Gistermiddag staan ons op die berg. En toe ons klaar is, sê pastoor Niels die volgende. Hy sê ons moet elkeen 'n steen grond en 'n klippie wat op die grond lê. Dan moet ons die klippies vat en na in die middel kom sit. Soos wat die Here die stene uit ons lewens gaan wegrol. Ek het maar 'n man gepraat oor ewigheid, die Here van die Here. Ek deel eers my boodskappe met my vrou voor 'n Sondagaand. Dan glo ek vanmôre dat die Here gaan vanoggend 'n steen vir jou wegrol. En dan het die Here gevra, Here, wanneer jy die steen wegrol en jy vind dat ons harte Jesus soek, dat jy ons sal innooi om te kom kyk, die graf is leeg. Want daar is krag in die opstanding van Jesus Christus. God het hom verklaar as die Seun van God. Laai saam in die boek van Romeine, hoofstuk 1 asseblief. Romeine 1. Jy sien, wanneer God iets doen, selfs met die engel wat hy gestuur het, was daar 'n rede gewees, dat hy 'n boodskapper met die hemel gestuur het. Die boodskapper het die steen kom wegrol. Die boodskapper het vir ons gesê, ek weet julle soek Jesus. Die boodskapper het gesê, moet nie vrees nie. Die boodskapper het gesê, kom in, kom kyk my lewe. Dis die werk van die Heilige Gees van God, om ons in te nooi na Jesus Christus toe. Dis die werk van die Gees van God, wat weet ons soek die Here. Dis sy werk wat op begin het, deur die Here openbaar het. Romeine 1 sê die volgende, ek wil vir lees tot en met vers 4. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Hy wat tevore beloof het, deur sy profete in die Heilige Skrifte, aangaande sy seun, die seun van God, wat gebore is na die vlees en die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid, met krag verklaar is as die seun van God. Hoe die Here dit gedoen, deur die opstanding uit die dood, Jesus Christus, ons Here. Deurdat God hom die lig van die wêreld gemaak het uit die duisternis. Deurdat God hom opgewek het en verklaar het, daar is my seun in wie ek welbehaag het. Daar is my knegt in wie my siel welbehaag het. Jesaja 42 vers 8. Dit is my knegt in wie my siel welbehaag het. En ek wil vanmôre iets vir jou sê, kerk van die Here. Daardie behoefte wat God het hy net so oorgedra na jou as kerk toe. Glo jy dit vanmôre, dat God 'n behoefte na jou as mens het. As die Here vanmôre die steen wegrol, moet jy gaan kyk en jy sal vind Jesus Christus leef en het opgestaan. Ywer en soek na Christus van vandag af
soos jy nog nooit geskied in die lewe. Ek wil jou vra om alles wat jy geweet het en verstaan het van die Here, van vandag af agter jou te sit. En met 'n nuwe ywer die Here sal begin soek, want jy sal hom vind. Jy sal vind meer as wat jy verstaan. Jy sal van vanmôre af vind meer as wat jy gedink het. Die vrou het is ingenooi na die graf toe. Kom kyk, hy is nie hier. Jy word genooi. Kom kyk na die kruis. Jesus Christus leef, het opgestaan. Maar dan moet iets gebeur vanmôre. Die Here moet die steen wegrol vir jou vanmôre. Die Here moet daar die steen wegrol, dat jy kan sien, soos nog nooit van tevore. Die Here moet daar die steen wegrol, met sy krag in jou lewe openbaar van vandag af vorentoe. Want ons staan op hierdie feit. Op die dag van die Here kom ons kerk toe, want ek weet die leef het opgestaan. Maar ek wil vanmôre ook dit agter my sit. Ek wil ook vanmôre sê, Here, ek wil vergeet. U moet vanmôre iets nuuts begin doen in my. Rol die steen vir my ook weg. En dan wil ek vra, wanneer die steen weggerol is, Here, dat die mense sal kom en daai deur instap, as ek wil kyk of hy hier is of nie. En mag hulle hom vind, because he lives. Kom ons oorsluit dit van die Here. Vader, Here, dit is Jesus. Dit is hy, en hy alleen, Here, wat opgestaan het uit die dode. Hy is die lig van die wêreld. Here, hy het die werk in die kruis volbring wat niemand kon doen. En vanmôre wil ek u vra, Here, rol die steen weg. Here, rol die steen weg vanmôre, my God, dat ons kan sien. Hierdie Jesus leef, hy het opgestaan. Rol vanmôre die steen weg, Here. Wanneer die steen weggerol is, Here, wil ek bid. Manne en vroue, vanmôre hier sal uitstap in die wete dat Jesus Christus is die Seun van God. En Here, ek wil u vra om vanoggend 'n nuwe begeerte en elkeen van hulle se harte op te wek. 'n Groter begeerte, Here, om die kruis van Jesus te kom, te kan sien dat hy leef. Daarom vra ek u, Here, kom rol vanmôre, Heilige Gees, rol die steen weg. Dit wat ons gekeer het, dit wat ons beperk het, dit wat ons gestop het. Here, kom rol dit weg vanmôre, dat ons sal sien, Jesus is alive. Ek prys u, hierdie vanoggend in Jesus naam. Ek gaan jou vra, kind van die Here, as die Here vanmôre met jou hart ook gepraat het, wil ek hier met vanoggend uitkom. Ek wil hier met vanmôre hier voorkom staan en ons gaan bid. Die Here gaan vanmôre iets vir jou doen. Ek wil hier moet kom soos Maria. En Maria Magdalena gekom het. En jy sal sien, die graf is leeg vanmôre. Die Here vanmôre, Here, dat Jesus lewe. Julle het nou almal gehoor wat die tannie gesê het, en mag ons die Here lof of vergeet.
Ek het haar gevra of ek net vandag met julle kan deel. Dan sê dat almal in haar familie is jong dood. Sy het oorgebly tot vandag toe. Ek sê die Here al gevra, Here, hoekom is haar tyd nog nie verby nie? Dan sê die Here het vanoggend met haar gepraat. Lank al. Die Here het vir haar gesê dat hy nog nie klaar is met haar en dat hy werk vir haar het om te doen. En sy het vanoggend besef dat dit die steen is wat vir haar weggerol is. Dat sy Jesus Christus moet gaan verkondig en vertel van die goedheid van God. Mag ons die Here eer vanmôre. Ek gaan net eers vir Susan bid dat sy ons musiek kan maak. Here, in die naam van Jesus. Here, wil ek U bid vanoggend dat my vrou kan kyk binne die graf en sien dat die graf leeg is. Here, ek wil bid vanmôre dat jy elke steen wat aan haar pad staan vanmôre wegrol en dat die Gees van die Here haar sal vra om te kom, Here, dat sy sal sien. Here, ek wil bid vanmôre soos wat U Jesus opgewek het, dat U hierdie vrou vanmôre opwek met 'n gawe, Here, vir musiek, vir aanbidding, vir lof tot die Here. Vader, dat sy die lig wees wat God wil hê sy moet wees. Mag die vrede van die Here deur haar vloei, Here, van vandag af. Mag jy elke steen in die weg gedrol. Mag sy sal weet vanmôre, die graf is leeg. Here, ek wil U vra dat U haar intrek, Here, dat sy sal sien hoe lyk dit by die kruis van Jesus. Here, ek wil U bid vanmôre dat sy die kruis sal herken en dat sy sal lief wees vir die voete van my Jesus. Here, ek wil bid vanmôre dat die klip weggerol sal wees na die kennis van God se seun en dat sal opstaan vanmôre is my gebed in die naam van Jesus Christus. En ek prys U, Here, eer U vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Kom Johan, kan ons goed bid, so op my vorentoe kom. Of wat die pastore net my voor kom staan, sit en saam met my. Sal hy kom ons speel. As jy glo dat Jesus leef en die Here het 'n steen vir jou weggerol, wil ek jy moet vanmôre op jou voete staan. Die Here lof ons vir
so staan, kom ons hande na die Here. Hande op na die Here. U is die Skepper God. U is die begin en die einde van alles. Die Alfa, die Omega. U is die groot Ek is. Here, U is nou, U was gister, U sal vir ewig wees. Dankie vir die genade wat ons ontvang het om U te kan en mag aanbid. Dat ons deur die mag wat Jesus Christus ons gegee het, vandag kinders van God genoem kan word. Daarvoor wil ons U loof en U prys. Dankie Here vir hierdie week. Van Sondag af het U saam met ons gestap. Elke dag het U vir ons nuwe openbaring gegee, nuwe krag. En ja Here, vandag kan ons getuig. Jesus leef, hy het opgestaan. En mag ons vandag in ons hart ook besef, hierdie is nie die einde nie, dis die begin. Daar's nuwe lewe in Christus Jesus. En Here, dat ons dit volle daardie lewe uit daardie lewe sal lewe met God. Geen vrees langer vir enige dood, enige steen, enigiets wat ons blok of keer nie. Want Jesus Christus lewe, ons Here het opgestaan. En daarvoor loof en prys ons U. My God, ons sien uit na dit wat voor lê vir die gemeente, vir die liggaam van Jesus, vir U kerk, Here. Want die uur het gekom, die uur dat Jesus Christus verheerlik sal word, tot in alle ewigheid, en daarvoor prys ons U. Ontvang nou die seën van God, mag die liefde van ons God en Vader, die genade van die Here Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ieder en elkeen wees, tot ons weer ontmoet in Jesus naam. Amen. Amen.